Goeiemôre aan elkeen, good morning to one and all on the same occasion. Wat sê die woord, waar 2 of 3 vergader, is hy daar. En terwyl julle gesing het, het ek die Heilige Gees ervaar. Amen. En dis wat ons benodig, is die teenwoordigheid, that presence of God, that's what we require on a day like this. Amen. So, welcome to one and all, welkom aan elkeen, mag die Here jou vrede bring, en mag hy jou vrede herstel. Ek gaan vra, kom ons staan, Tannie Martie, ek gaan daar, onze Vader gaan ons speel. Kom, let's stand, and we're going to listen to the Our Father in Afrikaans. My geliefde, ons is die vergader in liefdevolle herinneringe aan Kobus Snell, gebore die 15de van die 7de 1961, so hy was nog jong, is dit nie so nie, oorlede die 7de van die 11de maand 2025, om ons nasie kom betoon afskeid te neem, en dan Kobus se lewe te herdenk. Ek gaan vir die begrafnisbriefie lees. Met hartseer neem ons afskeid van ons geliefde Kobus Snell. Ons weet dat God alles teen goede laat meewerk vir die wat hom liefhet. En brus in die wil van die Vader, wat die lewe gee en die lewe neem. Tot aan die einde sal liefdevolle herinneringe ons altyd by bly. Hy sal altyd met liefde volhou word deur sy familie en vriende. And I believe this is what he would say to you this morning. When tomorrow starts without me, and I'm not there to see, the sun should rise and find your eyes, or fall with tears for me. I wish so much you wouldn't cry the way you did today, while thinking of the many things we didn't get to say.
And how much you love me, as much as I love you. And each time that you think of me, I know you miss me too. So when tomorrow starts without me, don't think we are far apart. For every time you think of me, I'm right there in your heart. Amen. Julle is welkom. Die skriflesing Filippense 3:14. Maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is. En sterkheid wat voor is, en ek jaag na die doel om die prys te verkry van die oorroeping van God in Jesus Christus. And then I think of the scripture, John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Amen. En want Johan het gesê in die laaste tyd, het Kobus baie met hom oor die woord, oor die Bybel gesels. So, maybe he had a premonition that he knew time was coming. En so moet ons lewe, net soos wat die woord sê, dag na dag. Partykeer beplan ons vakansies, partykeer kom ons nie daar nie. Ek gaan vra laat ons nie daar sit. Die mense sing nie by begrafnisse nie, behalwe die Afrikaanse mense. Luister na hierdie mooi liedjie. En as jy hom ken, sing ons saam. Baie kere sê ek vir die mense, mag ek die suiwer evangelie preek, of moet ek kom om ore te streel?
Do I have the permission to preach the gospel? Of gaan die mens vir my sê, baie kere sê vir my, pastoor, sê nie geestelik. Die ander sê geestelik. En soveel Suid-Afrikaners sê geen geestelik. Dan dink ek, Here, all they miss it. Want die dood kom skielik en jy vra nie. En as hy kom hy soos 'n dief in die nag. In ons kerk het 'n man net skielik siek geword en begin bloed opgooi nou. Sy begrafnis is Vrydag. Ja, hom hospitaal toe en hy gee hom bloed, gee hom bloed. En voordat hulle hom in die teater kan invat, sterwe hy. Die volgende dag hoor ons van 2 van ons vriende wat gesterwe het. My geliefde, as ek 'n keer by hierdie preek moet sit, even my spruting, is ek nie gereed om ons God te ontmoet. Kobus sal vir jou sê, want hy's nie meer hier nie, hy's daar. Baie van die mense word vies vir jou, hulle vat jou aan. En hulle hou nie van hierdie tipe van preek nie, maar die einde van die dag is daar tyd om te leef en daar's 'n tyd om te sterf. There's a time to live and there's a time to die. And everything has a time. Everything has a season and everything has a purpose. So is ek nie gereed om ons God ontmoet. Lewe ons elke dag of dit die laaste dag? Do we live these days as though this might just be our last day because we do not know the hour? Ek en jy ken nie die uur nie. Is jy gereed? Vra jouself daai vraag, my geliefde. Want baie mense hou vas aan godsdiens, Johan. Baie mense hou vas aan godsdiens. And you know what? It's not about religion. It's about relationship. En Kobus sal vir jou dit sê, want hy het sy vriende uitgekies. Hy wou 'n verhouding gehad het met die mens. Hy wou nie godsdiens. Dit gaan oor 'n God van intimiteit. It's a God of intimacy. His grace is sufficient. And where you sit this morning and I stand, it's called grace, and the grace is enough. And His mercies on you every morning. En hy's 'n God van vergifnis. So ver as die ooste van die weste, vergewe hy ons sonde, gooi dit in die diepste see en dink nooit daar weer aan nie. Hy is nie die mens wat hy sou jok nie. Hy is dieselfde gister, vandag en alle ewigheid. Amen. My geliefde, en die mens mis dit. Ons bly in so onsekere tye. We live in scary times. Maar wat die hartseer ding is, die mens is nie meer godvreesend nie. Die wêreld in sy plesier is vol, maar as jy na die kerk toe gaan, is hy leeg. En die ding wat jy die meeste voed, the thing that you feed the most, and sometimes it's even the cell phone, het ons God geword. Wanneer laas het ek en jy stil geword voor ons hemelse Vader en geluister na sy stem? Sy woord gelees. Hy sê my mense gaan deur gronde aan gebrek aan kennis. En daar is waar dit sit. As ek en jy die woord ken en ons ken die beloftes en ons ken hom, ons ken die stem van die Heilige Gees, sou ons lewens anders lewe. Maar die mens wil nie die waarheid hoor nie. People do not want to hear the truth because the truth hurts. Maar die waarheid maak vir my en jou vry. Die waarheid maak vir my en jou vry. Kan ek en jy vandag sê, ons is vry?
Want hy die prys betaal op Golgotha. He paid the price on Calvary. He paid the price for Kobus on Calvary because he knew this day was coming. Hy het geweet hierdie dag gaan kom en hy het geweet hy moes vir Kobus gaan sterwe so Kobus die ewigheid kon beerwe het. He had to die so Kobus could inherit the kingdom of God. Because he called him by name, knows every hair on his head. Hy ken elke haar op sy hoof. Hy ken hom by naam, want hy het hom geskape met 'n doel. He was created with plan and purpose. And he was created for God's glory. Amen. Maar my geliefde, ons lewe of dan nog baie tyd is. Is dit nie so nie? Ek gaan dit nog doen, ek gaan dit doen. Nie wetend, miskien is dit die laaste. En my geliefde, as ons hier kom waar Kobus is vandag, is dit finaal. It's final, there's no more turning back. To say, but Lord, I have to fix this. Ek moet dit regmaak, ek moet vrede maak met die persoon, ek moet met U regmaak. En die mens gaan maar aan, want hulle is nie Godvreesend nie. I'm not here to Bible punch you. I've come here to preach a pure gospel. Wat sou my skei van die liefde van die Here? En hy noem dit sonde. En die beloning van die sonde, Romeine 6:23, is die dood, Johan. Dis wanneer jy gaan hoor, gaan weg, ek ken jou nie. Hulle preek vandag, luister na hierdie charismatiese, baie van hulle preek vandag, daar is nie 'n hel nie. Die prys is voorbetaal so ons kan lewe net soos wat ons wil. Maar ek wil vir jou sê, dit is nie so nie. Wat gaan my skei? Net sonde en sonde alleen kan my skei van die liefde van die Here. I just got this excitement in my spirit. Man, daar's niks wat my meer plesier gee as om hierdie evangelie te preek. Dis ek en jy gereed vir die dood. Are we ready for death? Baie van hulle sê vir my, as jy daar kom, is dit totaal klaar. But I want to say, when you get there, the best is yet to come. It's called eternal life, where there'll be no more sickness, no more pain, no more heartache, no more age, no more death, eternal life. Geen siekte, geen pyn, geen lyding, geen smart, niks. Nie dood, maar 'n verheerlike liggaam. Amen. Geen meer siekte bekoorlis nie. My geliefde, laat die Gees van God met jou praat in hierdie uur. Want geen oor kan sê hy het nie gehoor nie, geen oog kan sê hy het nie gesien nie. En hierdie dae moet ons vashou aan die evangelie. Moet ons vashou aan Jesus Christus. Moet ons vashou aan die kruis. Hy sê in die laaste dae sal hulle afvallig raak. Jy sal sien, hulle sal afvallig raak. Hoekom? Want hulle het nie 'n verhouding nie, hulle ken nie die woord nie. Hulle het nie gebedslewe nie, want hulle ken nie die God van hemel en aarde nie. Jy moet eendag met my kom en kyk hoe van die mense jou aan. Man, I enjoy it. Want elke knie sal buig en elke tong sal bely, ekskuus tog, Christus is Heer. Every knee shall bow and every tongue will confess Jesus Christ is Lord. Even all the wicked politicians. Dis tyd om op te staan. Hy sê, of jy is vir my, of jy steun my. Hy sê, jy kan nie twee gode dien nie. Een sal jy lief hê, een sal jy haat. Is ek en u skaam vir die evangelie? Nooit. Maar God praat met ons in hierdie uur. Waar jy sit is genade, my geliefde. Jy het die geleentheid in hierdie uur om reg te maak. Ek het die geleentheid om wat ek preek uit te leef. Ons moet seker maak van ons saligheid. We need to make sure of our salvation, because there's life after death. Amen. Sometimes I call them up to come and stand and just look how serious the people are. Dan weet jy,
Dan weet jy of jy die mense se harte penetreer, aanraak, dan weet jy of hulle angst dood nie. Maar die einde van die dag is my geliefde, God het u lief. En hy begeer jou. En hy bemin jou. En hy wil jou vashou, want hy wil jou koester. God is a God of love. And he loves you and he desires you. And he will never let go of you. He'll never leave you nor forsake you. Hy sal jou nooit verlaat of begewe. Hy is met jou tot op die heel einde. My geliefde, as jy jou laaste asem uitblaas, is die engel daar om jou te ontvang en jou te vat na jou eindbestemming toe. Laat die Gees met jou praat in hierdie. Jy sal nie glo nie hoeveel van hulle. Laasweek kom 'n man na my toe. Hy sê, pastoor, jy het my oop gemaak. Jy het my laat dink. Jy kan nie sonder Christus lewe en jy kan nie sonder Christus sterwe. Hy is die weg en die waarheid en niemand kom tot die Vader behalwe deur Jesus Christus. You cannot live without Christ because he is the way, the truth and the life, and no one comes unto the Father except through Jesus Christ, the Messiah, the ones that this world mock, the ones that don't acknowledge him as the Son of God. Hy het mens geword, my geliefde, en hy die prys betaal, en hy het gesê, dis volbring. So jy kan hierdie boodskap vat, of jy kan sê, dis nie vir my nie. You can either accept or you can reject. But there will come a day of accountability. And each and every one of us are going to face that day of accountability. My good and faithful servants. Amen. So dis die evangelie, my geliefde. Tweede ding wat ek preek is familie. Johan sê jy vir die nooit aan elke oggend toe die visie praat. Nee, ek doen nie elke oggend nie, maar ek doen daarom nou en dan. Ek waardeer iemand wat eerlik is. Maar ons moet weet, gaan daar spyt wees dat ek dit nie genoeg gedoen het nie, of gaan jy vrede in jou hart hê om te weet, daai was my vriend. Baie van hulle sê vir my, as ek net geweet het, as ek net kon gesien het, as ek net kon verstaan het, sou ek dinge anders gedoen het, sou ek meer waardeer het, meer geëer het, I would have appreciated things much differently. If only I knew that the time was there, that the Lord was knocking on his door to come home, I'd have done things differently. En vandag waar jy kom, hoor my, vra die pastore, familie is nie meer familie nie. Ek word uitgeroep om mense se probleme uit te stryk. Manne wat hulle vrouens slaan. Kinders wat op dwelms is, en al hierdie tipe van goed. Maar die dag as die kus daar is dit 'n ander storie. Dan is dit ek is jammer. Dan is dit te laat, want spyt kom te laat. Jy moes gedoen het terwyl jy die kans gehad het, my geliefde. Sê, jy moet elke liewe dag vir jou familie. Die Bybel sê tot jou vyand. Die Gees sal kol op sy kop sit. Maar ons doen dit nie genoeg nie. En sonder liefde is ons niks. So elke oomblik wat jy kry, moet jy benut, moet jy aangryp, moet jy soen, moet jy druk, moet jy waardeer, moet jy eer, moet jy daar wees vir hulle. Jy moet buite staan baie kere, hoor jy, ek het jou 10 jaar laas gesien, 20 jaar laas gesien. Jy het grys geword, jy het dik geword. Wie se kind is dit? Dis hoe hulle praat. En ek staan buite dan luister ek. Dan weet jy. Hierdie ding het die Here op my hart gelê en ek sal dit nooit verander tot die Gees van God vir my sê genoeg. Maar hy het gesê gaan uit en maak familie weer familie.
laat hulle weer by mekaar kom. Where there's unity, there's strength. En laat hulle weer by 'n kerk kom uitkom. Is jy lief vir jou familie? Respekteer jy hulle? Ek kry, hoor my, tot jong manne wat hulle paas aanraand. And Johan, nothing can buy experience. We talk out of experience. Nothing can buy experience. Draai na die persoon, kom ons staan op. Kom ons staan op. Dan draai na die persoon langs jou, gee druk en so net sê vir jou. Partykeer moet ek hulle sê, moet ek julle kom help. Jy mag maar sit. En weet jy wat die probleme, nie net met die lelike kant, daar's 'n ander kant van dit ook, want ons is te besig met later. We're too busy with later. As jy besig is, dan sal jy vir jou pa sê, ek sal jou later weg. Ek sal jou later vertel. Later gaan ons kuier, en vir die dames, as jy bejaard word, later gaan ons kinder. Later gaan ons koffie drink en lekker koekies eet. Is dit nie so nie? Later vertel ek jou. Later kuier ek jou. En ons los alles vir later. We leave everything for later and we don't understand that later does not belong to us. Later behoort nie aan ons nie. Die oomblik behoort aan ons, maar later behoort nie aan ons. As jy net in hierdie brief, solank ons mekaar lief het, en die gevoel van ons liefde onthou, kan ons doodgaan sonder om regtig weg te gaan. Het jy hierdie gekies? Oh, I'm going to put this stuff for work with. Al die liefde wat jy beleef het, is steeds daar. Al die herinneringe is steeds daar. Hy leef voort in ons harte van elke mens wat deur sy liefde en omgee geraak is. Die dood beëindig 'n lewe, maar gelukkig nie 'n verhouding nie. En so ook met God. Al sterwe jy ook, die verhouding verander nooit nie. Ek glo, hierdie is wat Kobus sou sê. Want hy was eintlik 'n stil man, en hy was 'n skaam man. En hy wou nooit in die spotlight gewees het nie. Dit sê vir my, was 'n nederige mens. Ja was hy ja, nee was hy nee. En hy het niks van selfvoorde gehou nie. Jy kan dit sien, wat enige ou se foon, dan kan jy kyk wat hy neerwesig is om te kyk. Hy sê, hy was opreg en hy was eerlik. En ek glo dis wat hy vir jou sal sê, want dit wys my net vandag in hierdie kapeltjie, aan almal wat my lief het. Ek weet dat julle my lief het, ek het julle ook lief. Julle mag my miskien nie sien nie, maar ek lewe nog. Ek lewe in julle harte, in julle gedagtes en in julle glimlaggies. So moet asseblief nie ophou lag nie. Ek wil hê julle moet gelukkig wees. He wants you to be happy, although he's not here. Moenie ophou van my praat nie. Moenie ophou my dink nie. Ek wil hê julle moet weet, ek is gelukkig. En as jy 'n verhouding het met God die Vader,
God die Seun en die Heilige Gees, dan kan jy net gelukkig wees. Amen. Ek het geen pyn en ek het geen traan nie. En ek het geen lyding nie. Waar ek is net vrede. Eendag sal ons weer ontmoet. Tot dan weet net, ek is met julle vir ewig in julle harte. Luister na hierdie liedjie. I think it's gonna touch you. I got the call this morning. I can't believe he's gone. Thought he'd be here forever, but one more time proved me wrong. It was just a week ago. Thought I should call and say hello. Now I'm reminded once again, life's a vapor in the wind. Love the people that God gives you. They're a gift that heaven sent. Live and laugh and make some memories. Treasure every moment spent. 'Cause none of us are here forever. That's a proven fact. Love the people that God gives you. 'Cause one day he'll want them back. Each day the mirror tells the story. I wonder where the time's gone. Children laughing round the table now have children of their own. There may be things you need to say, so while today is still today, you have the chance to hold them close. One more chance to let them know. Love the people that God gives you. They're a gift that heaven sent. Live and laugh and make some memories. Treasure every moment spent. 'Cause none of us are here forever. That's a proven fact. Love the people that God gives you. 'Cause one day he'll want them back. Oh, this keeps getting harder. Friends and family that I miss. But when I think of what matters most, it all comes down to this. None of us are here forever, and that's a proven fact. Just love the people that God gives you. 'Cause one day he'll want them back. Love the people that God gives you. 'Cause one day he'll want them back.
Nothing can tell a story better than country. Not true. Ons gaan na die Hildeblyk. We're going to go over to the eulogies, and I'm going to ask Johan and Francie then to come up and share the pulpit. Thank you very much. Gaan Louise. En Louise daarna. Ek het vanaf met Fransie gepraat. Ek kon net gou ekskuus kort. Dan kan we op dit. Ek wil nie in die spotlight wees. Net 'n kort Hildeblyk aan Kobus, wat ek net vanaf so neergesit het. Petrus Jacobus Nel is gebore in Vanderbijlpark op 15 Julie 1961. Sy skoolloopbaan begin by Laerskool Toosius. Hy matrikuleer aan die hoërskool van Vanderbijlpark in 1979, waar hy ook onderhoofseun was. En ek is nie doodseker, Louise, is Stefanie hierso. Stefanie sou kom wat saam met hom onderhoofdogter was daai tyd. Ek sal nou uitbrei daaroor. Na skool studeer hy die Technikon in Pretoria. Hy speel ook vir rugby vir die SA Technikon span. En dan 'n groot deel van sy weermagopleiding was grensdiens op Katima, Bolilo. Hy werk vir Kentron, waar hy nou betrokke was met die ontwikkeling van 'n liggaamweerstelsel, wat ek later eers agtergekom het, wat hy nooit daaroor wou praat nie, want dit was alles seker geheim. Daar is ander mense wat weet daarvan, dis al wat ek gesien het op foto's, ek is nie presies seker nie. Daarna was daar 'n tyd wat ons vir Kobus nie gesien het nie, en ek wil graag vir Fransie vra of sy sal kom om vir ons 'n bietjie in te vul. En dan sal ek net bietjie verder aangaan daarna. Ek nou ook in Hanna. Ek stop maar skamer. Ja, Martie, Johan, dogters, Annelie, Irma en Estie en oudste Bets, as ook al Kobus se vriende en ander familie. Dit was nie lekker om te hoor, Kobus het stil geraak en oorgestap na die ewige lewe nie. Dit is 'n groot voorreg vir my ons vir Kobus om te ken, en ek wil graag hierdie met julle deel, en mag julle almal vertroosting vind in hierdie vreeslike hartseer tyd. Ek het ons seun Richard, wat huidiglik in die Kaap is, en ek is seker hy sou andersins hier gehou gewees het om sy sussie saam te kom vashou. Ek het hom gevra om vir my sy onthou van oom Kobus te deel, en ek lees graag vir julle wat hy geskryf het. Oom Kobus was a gentle giant with a heart as big as his stomach. I will never forget how we always passed small nuggets of wisdom during our conversations when he came to visit us. He always showed interest in my passions and had often something to say about my soccer team or the Premier League. I guess he was a lover of sport in general. I fondly remember the times when we visited him or had a braai, and the love he had for the impossible dog, Angus. He loved our animals too, even if he called our border collies dumb. Oom Kobus het altyd spottenderwys vir Janelle gesê, Janelle, jou hond Pietjie is die domste collie in die dorp. An exceptional cook, a loving, loyal and present friend to our family. I'd even classify him as family. An uncle in my eyes, and the first person
to introduce me to rum and coke. I am always reminded of him whenever I see a red hot bottle of rum. Not in a negative way, of course. Or whenever I visit a butcher, for that matter. These are the few things that trigger happy memories of Kobus to me. And I will carry them with me wherever I go. En dankie Richie vir daai. Ek het altyd vir Kobus gesê, ek dink jy sal 'n goeie pa wees, Kobus. Kobie, kan ek jou nie maar help vrou soek nie? Dan het hy op sy eie unieke manier vir my gesê, Fransie, haat jy om my so gelukkig te sien? Nou staan ek vandag hier en met 'n hulpeblyk vir jou doen, Kobus Nel. Groot Kobus, oftewel Kobie, soos wat ek lief was om hom te noem. 'n Tipiese telefoongesprek sou so begin. Hi Kobie, jou Fransie. Nou ja, dit gaan ons net nooit weer hoor nie. Met sy bys Toyota vragmotortjie het hy daar by ons in Aletta Straat aangekom, ongeveer 31 jaar gelede. Vir 9 jaar het hy saam met ons op die plot gebly. Dit was heerlike tye van saam kuier, sport kyk en op 'n bloedige warm middag na werk sou ons sommer net so in die swembad ronddryf. En julle sal nie glo nie, die skinkbord was op 'n poolnoedel gesit en so het die verversings saamgedryf. Ons kinders het voor hom groot geword en hy vir hulle omgegee asof sy eie. Sy werk, sy vriende en sy familie was vir hom belangrik en hy was 'n gerespekteerde en nogal 'n gewilde ou onder sy maters. Menige groot sportnaweke was daar altyd 'n redelike saamtrek van vriende wat saam kom braai en kom sport kyk het. Kobus en sport. Ons het altyd geweet die rugby het begin, of dit nou die Springbokke en of dit nou die Bloubulle was of wat ook al, want dit is een van daai spanlede 'n fout gemaak het dat ons gehoor daar uit die woonstel uit. Jongmorgen! Hy het alles gekyk en hy het van alles geweet. Daar was altyd groot opwinding by die kinders wanneer ons gaan rugby kyk het by oom Kobus, bo by sy woonstel. En die lekkerste, fyn gekerfde biltong en droë wors was uitgesit. Meeste wat hy self gejag en gemaak het. Dan word dit gevolg deur braaivleis en tamatie en eiersous met baie knoffel in. En krummelpap. Hy het een spesifieke ding gehad wat hy krummelpap mee gemaak het. Hy het 'n stompmes geminag en self sy patroondoppies gevul. In my sideboard laai lê daar nou nog 'n klompie skerp gemaakte messe wat netjies maskintyp op die skerp kante toegeplak is. In die kombuis het Kobus nooit vir niemand teruggestaan. Van currybone, konfyt kook, paella en klein koekies bak. Hy kon alles doen. Hy het altyd gespog met hierdie of daardie resep wat ek by my suster gekry het. Kos maak, sport kyk en jag was sy groot liefdes in die lewe. En natuurlik later van tyd sy sielsgenoot Klein Angus. Vakansies te Port Alfred of in die Suidkus en al die ou kuiertjies op die plaas sal ons vir altyd koester en vir altyd onthou. Dit was nooit vir Kobus te veel moeite om in sy bakkie te klim en te kom kuier nie. Skus tog Kobus, trokkie. 'n hond drink water uit 'n bakkie. Vir ons was dit hemels, want behalwe vir al sy wyshede en gesegdes en lekker kos maak, was hy altyd 'n plesier om ons met dit te hê. Kaarte en bordspeletjies speel saam met die jong klomp was vreeslik aangenaam. En ek moet vir julle sê, in al die 30 oud jare wat ek vir Kobus geken het, ek ooit 'n kras woord uit sy mond gehoor nie. Hy het wel volgens my die mees gepaste noemname vir verskeie mense en situasies gehad. Woorde soos sportsdoring,
piksteel, Ferry, as sy huishulpie, langs die bicycle. En vandag, Kobus, en ek nou vir jou gesê, luister my ou maat, hierdie is nou tranerig verhaal. En dan ek hoor hom so duidelik, as hy en Anton om die kampvuur sit en redeneer, ja Anton, 100%, en jy weet, en jy weet, kon hy so herhaal en dan sy skugter laggie en handgebare. Daar is so baie wat ek kan deel, maar ons het nou nie lang genoeg tyd daarvoor nie. Kobus was op sy gelukkigste tyd toe hy sy eie huisie gekoop het en Angus deel van sy lewe was. Sy besluit om sy plekkie te verkoop en 'n besigheid in Kleinmond te gaan begin in die Kaap. Dit was 'n groot stap van waagmoed en hy het baie raad en leiding gevra en ons het ondersteun waar ons kan. Maar ongelukkig die dinge nie uitgewerk soos beplan nie. Dit was 'n gatslag en het sy tol geëis, as ook die moeilike tye in Limpopo daarna. Maar Kobus het moedig voortgeveg, tot hy weer werk gekry het en op sy voete was. Sy plekkie in Elderheid was vir hom genoeg, en hy was tevrede met die hand wat die lewe hom gedeel het. Cody, my ou maat, jy was 'n legend op jou eie spesiale manier. 'n groot gees, 'n eislike groot leemte in ons lewens gelos. Ek is jammer, ek het nie eerder geweet van 'n operasie in jou siekte nie. Mag jy sag rus, die libbeklein van jou sekernis. Baie dankie. Dankie vir ons. Dankie. Ja, dis die tyd wat Kobus gedeel het saam met hulle familie. En ek wil nie te veel uitwy nie. Na hy teruggekom het van Limpopo, het hy, dink ek, deur 'n vriend werk gekry by Alaris. En ons kom agter, Kobus is weer homself. Ek dink I think he was a happy person in his heart when he started back at Alaris. I think that was up his alley. I think he enjoyed it. Though a lot of people experienced him as a difficult man to work with, because he was an absolute no-nonsense man. He was a factual man. That was Kobus. He couldn't stand, as I say, nonsense. I can't think of the perfect English word at the moment to describe it. But yeah. For the people that are here, well, I'll start with that now. Sorry, excuse me. I think Kobus was himself again. He was a happy man. In sy werk en ongelukkig het sy siekte hom ingehaal. Hy was hospitaal toe, 'n hartaanval gehad en hulle het vir hom 'n stent ingesit. Martie het hom gaan sien in die hospitaal, ons skoonseun Armand het haar gevat, ek bestuur nie meer in die aand nie. En sy het teruggekom en sê, hy lyk goed. Hy is ontslaan en ons het hom die naweek gaan sien, en Kobus het goed gelyk, hy was gelukkig. En ongelukkig, ek het met hom gepraat die Woensdag aand vir langer as 'n uur en 'n half. En toe die telefoon neersit, toe lui die telefoon weer, toe is dit hy. En soos Fransie ook gesê het, toe sê hy vir my, yo Johnny, kyk gou op kanaal hier en daar. Die A-10 vliegtuig, die Amerikaanse vliegtuig, hulle gaan 'n program daar oorwys. En daai woorde weer gaan deur my kop, want dit was die laaste woord. Vrydagoggend het die mense by wie hy gebly het, Dirk en ander, het Dirk my verskeie kere gebel, maar ek was ongelukkig besig in die bank, kon ek dit nie antwoord nie, en toe het hy vir
Martie in die hande gekry om gesê, Kobus is oorlede. So Kobus het sy laaste asem uitgeblaas op 7 November, die oggend van 7 November, aan die huis van Dirk en Annerie, waar hy, ek kan nou nie presies, ek dink 4 jaar gebly het. So, dit is in kort Kobus se lewe. Ek sal nou sommer oorgaan ook en dan net die bedankings doen. Eerstens, namens Martie wil ons, wat al die reëlings getref het, wil ons vir al die ABF personeel hier in Boksburg en ook in Klapview en Centurion baie dankie sê vir alles wat hulle so seepglad vir ons gedoen het en jammer vir die mense. Sorry for all the people from Alaris that had to travel here and the people from Pretoria, but it was just easier for Martie to do all the arrangements from here. Aan hulle almal baie dankie. Aan Pastoor Roy, baie dankie vir jou boodskap wat jy gebring het. Ek waardeer dit uit my hart uit, want ek is ook 'n man wat naby aan God leef. En dit is baie treffend. Dit is hoe dit is, soos jy sê. Ons kan nie wegskram nie. As ons Jesus nie ken nie, dan ken hy ons nie. Dit is so simpel soos dit. Aan Christa, wat vir ons hierdie geleentheid stream, baie dankie vir jou tyd en dat julle hier kan wees om dit te doen. Aan sy ou skoolvriende en vriendinne, Louise, Kobus het baie van jou gepraat, en van Amy in Australië, in Brisbane, ook ons dokter in Melbourne in Australië, ek is seker al van hulle kyk. Baie dankie Amy, veral vir jou, wat 'n lewenslange vriend van hom was, vir wie hy baie groot respek gehad het. Hy het baie van jou gepraat en het verskriklik waardeer as jy Suid-Afrika toe gekom het en julle het saam gaan jag. En ook van jou pa oom Stompie, baie groot respek vir hulle gehad. En dan die ou werkvriende by Kentron, Pieter, Puta, as ek het reg het, asseblief help my reg as ek verkeerd is. Baie dankie vir julle bywoning hierso. Ek dink hy sou dit werklik waardeer. En dan is daar sy jagvriende van die laaste jare, Janus en Joe en Swanny, wat hy lang met my gesit en gesels het, wat ons op saam genooi het, Swadini toe daaronder in die Blyde Rivier Canyon, waar Kobus se tyd gespandeer het toe hy natuurbewaring gestudeer het, ook een van sy dinge wat hy gedoen het ons lang lekker gesit en praat naby die rivier, oor die lekker tye saam met julle, wat hy geniet het, wat hy, ek dink, hom uitgeleef het, wat hy nie altyd gedoen het by ons as familie oor Kerstye nie. En ook met sy verjaarsdag wat hy saam met julle gevier het. Baie dankie julle manne. Ons waardeer dat julle hierso is, regtig. Dan wil ek ook 'n baie spesiale dankie sê aan die huiseienaars waar Kobus gebly het. Hulle sou kom, maar het kon ongelukkig dit nie maak nie. Dirk en Annerie, as julle kyk, baie dankie vir al julle hulp en geduld om Kobus se vertrek op te ruim. Ons sal nog weer terugkom om finaal alles klaar te maak. Dit is nog nie alles klaar nie. Maar baie dankie. Ons sien weer en dan praat ons verder daaroor.
Dan ook 'n spesiale dank aan Rian van Alaris, wat nie vir 'n oomblik teruggestaan het as ek jou gevra het of jy enige inligting vir my kan kry en om sy persoonlike goedjies bymekaar te kry en dit ook vir ons deur te bring hiernatoe. Baie, baie dankie. And then to all the people of Alaris, to see the black people here tells me that Kobus was a respected man, a difficult man at some times, but it tells me, and obviously all the white people are here from Alaris, tells me that Kobus was a respected man in the workplace, and that he stood his shoes full in the workplace. I think he was a happy man there. That is what came across from him the times we spoke. Thank you guys, all of you that are here. And also, if there are people back in the offices, as daar mense is van die Alaris kantoor wat nou kyk, baie, baie dankie vir al julle bydraes. Ja, ek het nie veel meer om te sê nie, baie dankie. Dan wil ek vir my vrou baie, baie dankie sê vir al die reëlings wat sy getref het, om heen en weer te ry en hierdie geleentheid moontlik te maak. En vir my broer Eben, wat nie hier is nie, wat nie vir een oomblik gehuiwer het om te sê, broer, ek kom help jou, dat ons Kobus se woonstel opruim. En my eie skoonseun Armand wat hier sal sit, hy het gesê, pa sê net, ek kom, en hy het gekom en hy het ons met hulp kom help, om die swaar goed op te tel, die geweerkluis, en houtwerkmasjiene waar daar gestaan het Armand vir ons opgetel en geskuif en gehelp daarmee. Baie dankie Armand. Dan wil ek het reeds gesê, maar ek wil weer sê, Anton, Fransie en Chanel en Richard in die Kaap. Julle het 'n groot merk in Kobus se lewe gelaat, en ek dink hy in julle lewens ook. Baie, baie dankie dat julle hier is vandag, en al die mooi dinge wat julle van Kobus gesê het, wat ons almal sal bybly, wat ons gaan tref vorentoe, en ons besef, maar hy is nie meer daar. As daar enige iemand is wat ek dalk uitgelaat het, ek wil noem ook, ek wil dit weer sê, want dit vir hom geweldig baie beteken, dat Louise en Ivy in Australië, hulle was van graad 1 af saam op skool, tot al die pad uit, tot in matriek, was hulle saam gewees. En jy kan miskien my bietjie invul hier, ek is nie doodseker nie, asseblief as jy ietsie wil sê oor julle tyd saam, sal ek baie bly wees. Ivy, ja, die groot man is nie meer daar nie, maar onthou hom soos jy hom geken het. Ja, en as daar enige iemand is wat ek per ongeluk gemis het, vra ek om verskoning, maar baie dankie aan een en almal wat deel gehad het aan Kobus se lewe en hierdie geleentheid. Baie, baie dankie. Dankie Johan. Dankie Louise. Koesel, ons hemelse Vader het jou beslis te vroeg van ons weggeneem, want ons wou nog so baie goed met jou gedeel het en met jou gepraat het, en dan namens ons matriekgroep en ons groep wat saam met Koesel was, sê ons baie innige simpatie
aan Johan en baie dankie vir alles wat julle vir hom gedoen het. Ek gaan saam met julle 'n paar staaltjies deel oor Kosa. Koos was 'n goeie siel. Hy was 'n baie goeie siel, maar nie aan sy verkeerde kant gekom het nie. Wat met my al 'n paar keer gebeur het, dan was hy nie so goeie siel nie. En ek gaan nou, een van die staaltjies was, ons het een oggend vroeg voor skool, het ons by Koos se ma gaan brood eet, sy het die lekkerste brood gebak, maar toe reël ons net daar, sy moet net Koos se kamervenster 'n bietjie oopmaak, sodat ons hom kan nat spuit met 'n watergeweertjie. So terwyl hy slaap, moes ons nou deur al sy vliegtye mik, om hom nat te spuit met die watergeweertjie. En in elk geval, en 'n paar weke daarna toe word ek wakker. Nie van 'n watergeweertjie nie, maar van 3 koppies water wat hy op my uitgooi in my bed. Sê hy soek nie met my moeilikheid nie. Dit was maar een van die staaltjies. En verder, Kosa was verskriklik bang vir spinnekoppe. Weet nie. En hy het baie van die terugvoering wat ek nou kry, lyk my hy het baie ingedit in die skool. En toe hy nou ook so indit in een klas, dis wat Ivy ook vir my vertel het, toe teken hulle vriend Yuki 'n spinnekop in sy sakboekie en hy druk dit voor Kobus in. En Kosa skrik en hy sien hierdie spinnekop, maar hy skrik so groot dat hy sy tafeltjie heeltemal onderste bo gooi. En toe moes hy in Engels aan Kraai, mevrou Nel, verduidelik wat het nou gebeur. En Koos hy was altyd iemand wat iemand gehelp het sonder dat jy daarvoor gevra het. En Kobus en Yuki en Ivy het baie gaan visvang by die rivier. En dan as hulle die vis gevang het, moet iemand die vis gaan uithaal in die water. En sonder dat hulle eers iets vir mekaar gesê het, Kosa net in die water geklim, winter of somer, die vis gaan uittrek en die vis gaan afhaal. So hy het byvoorbeeld Eugenie het vir my vertel wat hy moes in die oggende voor skool hekkies oefen en dan moes hy alles self uitpak en een dag, toe was Koos vroeg daar. En van toe al, van standaard 6 af tot matriek, was Koos elke oggend in atletiektyd vroeg daar en hy het die hekkies uitgepak en teruggepak sonder dat iemand om enige iets gevra het. En soos wat ons, en ek en Koos het altyd op skool, het ons stry oor ons Fox-terrier hondjies. Myne was Snippy en syne was Roy. Snippy, nou julle vir Roy is Rihanna. En dan sê hy, nee man, jou hondjie, my hondjie was die domste, syne was en Roy was die slimste. En in elk geval, en die ander groot, soos wat Fransie gesê, die groot liefde in sy lewe, was Angus, en dan sê ek Agnes, dan was ek in moeilik. If I say if I name his dog the wrong name. But, and Essie Dreyer, wat ook een van sy groot vriende was, sê, they love to listen music together, and especially the song of Kenny Rogers, You Cannot Make Old Friends. And when you have time, listen to that song, especially the first verse. The words are so good, you cannot make old friends. Old friends come from a long time together. En Koos, ek kan altyd onthou, as ons saam op skool was, dan wil ek vir Koos vertel van plannetjies. Wat ek het, dan sê Koos, ek het nou hierdie plannetjie of hierdie plannetjie, dan sê ek my, Louise Brimmer, jy maak droog. En ek kan nou nog daai woorde so in my kop onthou. Louise Brimmer, jy maak droog. En Kosa, so ons was geseënd om jou te ken. En dat jy deel was van ons lewe en jy het diep spore in ons harte getrap en dit sal altyd daar bly. Ons was 'n geseënde klomp om jou as ons vriende kon hê. Baie dankie, Louise. I'm going to grant this opportunity. Is there anybody that says I'd love to say something? Francie?
Jy moes hom eintlik gesê, die Bybel sê, die wat 'n vrou kry, kry 'n goeie ding. Is dit nie so nie? We've come to the end of the service, ons het tot die einde van die diens gekom, en ek gaan vra, kom ons staan, kom ons buig ons hoofd en sluit ons oë. Baie, baie. Kobus snel, van stof is jy geskape, tot stof sal jy terugkeer, rus en vrede. Father, my prayer is that you hold each and every one in the hold of your hand, draw us closer to your bosom, and Father, restore our broken hearts, wipe our tears, pour a song within our hearts, let us rejoice knowing that death has been defeated. Amen. Mag die Here op Kobus se herinneringe seën, u seën en troos die wat leer. Die Here sal jou seën en behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Hierdie is nie die einde, dis die begin van die ewige lewe. I'm going to ask that you just give me a chance just to put on a song, and then I'm going to meet you at the door. Mm-hmm.